Hallo jaar 3's, kom ons kyk na julle leerpapiere. Jou eerste gedeelte is jou afdeling A in jou vraestel, en dit gaan jou begripstoets wees. Begripstoetse is 'n lekker manier om punte bymekaar te maak, maar die meeste kinders sukkel met begripstoetse en weet nie altyd hoe om dit te antwoord nie. Hier is 'n paar wenke om begripstoetse te beantwoord. Lees die stuk aandagtig deur, moenie haastig wees nie. Lees deur die vraag wat gevra word, onderstreep die vraagwoorde in elke vraag, waarom, hoekom, wanneer, hoe, ensovoorts. Lees weer deur die stuk, onderstreep die antwoorde in die leesstuk. As dit vraag 1 se antwoord is, sit in nommer 1 by die sin wat jy onderstreep het. Antwoord altyd in volsinne, maak seker jy weet hoeveel tel elke vraag, dit sê vir jou hoe lank jou antwoord moet wees. Soms is daar vrae wat se antwoorde nie in die leesstuk is nie. Vir sulke vrae moet jy self die antwoord uitdink. As jy klaar is, gaan weer deur die vrae en maak seker jou antwoord is reg. Jy kan nie leer vir begripstoetse nie, maar jy kan wel oefen vir dit. Laai begripstoetse van die internet af en oefen dit sodat jy kan leer hoe die vraag geantwoord word en hoe om dit te beantwoord. Dan jou afdeling B is jou taalafdeling. Die eerste gedeelte waarna ons gaan kyk is werkwoorde. 'n Werkwoord dui 'n aksie, funksie of 'n handeling aan. In sinsbou word die werkwoord ook 'n gesegde genoem. Ons kry ook oorganklike werkwoorde, onoorganklike werkwoorde. Hoe kan ek 'n werkwoord uitken? 'n Werkwoord kan ook 'n doenwoord genoem word. So vra jouself altyd, kan ek dit doen? Gebruik altyd die woord ek voor die werkwoord. Stoel, ek stoel. Jy kan nie stoel nie. Dans, ek dans. Jy kan dans, daarom is dans dan 'n werkwoord. Wanneer is 'n werkwoord oorganklik? 'n Oorganklike werkwoord is wanneer die aksie op iets uitgeoefen word. Kyk na jou enkelvoudige sin se formaat. Dit is byvoorbeeld die onderwerp plus gesegde plus jou voorwerp. Onthou, 'n oorganklike werkwoord het nie 'n voorwerp waarop die aksie uitloop nie, so jou sin sal net 'n onderwerp en gesegde hê. Onderwerp is waaroor die sin gaan en die gesegde is dan soos jou werkwoord. So as daar 'n voorwerp in jou sin is, sal jou werkwoord oorganklik wees. Stefan bou blokkies. Voorwerp is blokkies, my werkwoord is oorganklik. 'n Onoorganklike werkwoord is wanneer die aksie of werk nie op iets uitgeoefen word nie. Kyk na jou enkelvoudige sin se formaat, is byvoorbeeld onderwerp en gesegde. Kyk, jou soorte werkwoorde wat jy kry, jy kry 'n selfstandige werkwoord. Hy staan alleen in die sin. Byvoorbeeld, ek eet my kos. Dan kry ek 'n hulpwerkwoord. Hy kan nie selfstandig optree op sy eie staan nie. Hy kom altyd saam met 'n hoofwerkwoord of 'n selfstandige werkwoord voor. Met ander woorde, hy help nog 'n werkwoord. Daar is 3 tye van die werkwoord. Ons kry die teenwoordige tyd, die hede, dit is nou. Die handeling is besig om plaas te vind. Byvoorbeeld, die hond grawe 'n groot gat in die tuin. Die kind leer altyd hard vir sy toets. Daardie juffrou se klas maak pragtige kleibeeltjies. Ek herken daardie man. Ek onthou om dit te doen. Dis alles wat nou gebeur. Dan kry ek die verlede tyd. Dis werkwoorde wat met be, ge, her, ont en vir begin. Ek kry nie 'n ge in die verlede tyd nie. Die handeling is klaar afgehandel, dit is verby. Ons gebruik gewoonlik het plus ge vir die verlede tyd. Byvoorbeeld, die hond grawe 'n groot gat in die tuin, dit is teenwoordige tyd geskryf. As ek in verlede tyd oorskryf, dan is dit die hond het 'n groot gat in die tuin gegrawe. So die het staan dan in my werkwoord se plek, en my werkwoord skuif na agter in my sin, en ek kry 'n ge vooraan. Die kind leer altyd hard vir sy toetse. Teenwoordige tyd, die kind het altyd hard vir sy toetse geleer. Weereens, my werkwoord het na agter toe geskryf en dan geskuif en 'n ge vooraan gekry. Ek herken daardie man is teenwoordige tyd, ek het daardie man herken. Verlede tyd,
Ek onthou om dit te doen, is teenwoordige tyd. Ek het onthou om dit te doen, verlede tyd. Ek verander my haarstyl gereeld, is teenwoordige tyd. Ek het my haarstyl gereeld verander, is verlede tyd. Dan my toekomende tyd, die handeling moet nog gebeur of plaasvind. Byvoorbeeld die hond grawe 'n groot gat in die tuin, daardie sin is in die teenwoordige tyd geskryf. As ek hom in die toekomende tyd skryf, sal hy so lyk, die hond sal 'n groot gat in die tuin grawe. En dit is in die toekomende tyd geskryf. Die kind leer altyd hard vir sy toets, is in teenwoordige tyd geskryf. Die kind sal altyd hard vir sy toets leer, is die toekomende tyd. Oefening vir jou, verlede tyd, skryf die volgende sin in die verlede tyd. Pieter neem Saterdag aan 'n marathon deel. Ek moet 'n hoed dra, anders gaan my kop koud kry. Ouma Annie bak 'n spulkoekies om na die kermis te neem. Die baba huil baie hard nadat hy sy voet in die bank gestamp het. En dan my antwoorde daar. Pieter het Saterdag aan 'n marathon deelgeneem. Ek moes 'n hoed dra, anders sou my kop koud gekry het. Ouma Annie het 'n spulkoekies gebak om na die kermis te neem. Die baba het baie hard gehuil nadat hy sy voet in die bank gestamp het. Jou toekomende tyd oefening. Nikita blaai deur verskillende tydskrifte. Oupa kap hout vir die vuur. Ek is in groot moeilikheid. Dis 'n heerlike somersdag vandag. Goed, in die toekomende tyd moet jy dit skryf, so jy sal of gaan gebruik vir jou hulpwerkwoorde. Antwoorde daar. Nikita sal of gaan deur verskillende tydskrifte blaai. Oupa sal of gaan hout vir die vuur kap. Ek sal of gaan in groot moeilikheid wees. Dit sal of gaan 'n heerlike somersdag vandag wees. Weereens staan die hulpwerkwoord in die plek waar die werkwoord staan het en die werkwoord skryf na die einde van jou sin toe. Maar by die toekomende tyd sit hier nie 'n ge by nie. Okay. Teenwoordige tydsoefening. My broer het my geklap. Die boemelaar het geld gebedel. Papa sal die kar regmaak. Ek sal vir mamma in die kombuis help. Ek onthou, in die teenwoordige tyd is daar nie 'n hulpwerkwoord nie, so jy moet elke keer die hulpwerkwoord verwyder uit die sinnetjie uit, dan skryf jy jou werkwoord in die plek waar die hulpwerkwoord staan het. Antwoorde hierso. My broer klap my, die boemelaar bedel geld, papa maak die kar reg, ek help vir mamma in die kombuis. Goed, die volgende afdeling is bywoorde. Wat is bywoorde? Bywoorde gee vir my meer inligting oor die werkwoord. Hoe ken 'n mens 'n bywoord uit? Hy het ook trappe van vergelyking, byvoorbeeld rooi, rooier, rooiste. Vrae soos waar, wanneer, hoe. Dis 'n bywoord tree op saam met werkwoorde. Ons vertrek môre. Vertrek is my werkwoord, dit beteken ry. Bywoord is môre. Dan kry ek byvoeglike naamwoorde. Sy is baie slim. My bywoord is baie, my byvoeglike naamwoord is slim. Ander bywoorde, hy skop geweldig hoog. Telwoord, daar was by minstens 100 mense. Ek kan ook by voorsetsels, hy sit vas teen die tafel. Dit is belangrik om die werkwoord, doenwoord te kan identifiseer in 'n sin. Ons skryf 4 tipes bywoorde: bywoord van tyd, bywoord van plek, bywoord van wyse, bywoord van graad. Bywoord van tyd. Bywoord van tyd gee vir my meer inligting oor wanneer iets gebeur. Vra jouself altyd die volgende: wanneer gebeur dit? Jy kan jou antwoord toets deur daardie vraag te vra. Byvoorbeeld, ons moet in die middag leer, is 'n bywoord van tyd. Wanneer moet ons leer? In die middag, so dit is 'n bywoord van tyd. Dan het ek 'n bywoord van plek. Bywoord van plek gee vir my meer inligting oor waar iets gebeur. Vra jouself altyd die volgende: waar gebeur dit?
Jy kan jou antwoord toets deur daardie vraag te vra. Byvoorbeeld, ons eet saans in die eetkamer. Bywoord van plek is dan eetkamer. Bywoord van wyse gee vir my meer inligting oor hoe iets gebeur. Vra jouself altyd die volgende: hoe gebeur dit? Jy kan jou antwoord toets deur daardie vraag te vra. Die seun hardloop vinnig om die veld. Bywoord van wyse is vinnig. Dan kry ek bywoord van graad. Bywoord van graad gee vir my meer inligting oor hoe iets gebeur. Vra jouself altyd die volgende: hoe gebeur dit? Jy kan jou antwoord toets deur daardie vraag te vra. Byvoorbeeld, sy is baie skielik bevorder. Bywoord van graad is baie. Nou, oefeningkie, lees die sinne hieronder. En onderstreep die bywoorde. Dui ook aan of dit 'n bywoord van plek, tyd of wyse manier is. Die kinders speel soet buite. En die soort sê: hulle sal binnekort hier opdaag, weer eens 'n soort gee. Ek het my fiets gelos en dan nog die soort ook gee. Goed, die antwoorde daar is: die kinders speel soet buite. My bywoord is soet. Dan vra jy die vraagie: hoe speel die kinders? Dan sê hulle speel soet. Dan is dit 'n bywoord van wyse. Buite is ook 'n bywoord. Waar speel hulle? Bywoord van plek. Hulle speel buite. Hulle sal binnekort hier opdaag. Wanneer sal hulle opdaag? Binnekort, soos bywoord van tyd. Ek het my fiets buite gelos. Soort, waar het ek my fiets gelos? Buite. Bywoord van plek. Dan die volgende afdeling is byvoeglike naamwoorde. Wat is 'n byvoeglike naamwoord? Die byvoeglike naamwoord beskryf die selfstandige naamwoord. Dit kan voor of na die selfstandige naamwoord staan. Byvoorbeeld, dit is 'n pink rok of die rok is pink. As hy attributief staan, dan staan hy voor die selfstandige naamwoord wat dit beskryf. Byvoorbeeld, dit is 'n pink rok. Pink is my byvoeglike naamwoord en rok is my selfstandige naamwoord. Die reuse olifant eet 'n groen blaar. Reuse is my byvoeglike naamwoord. Selfstandige naamwoord is olifant. Groen is ook 'n byvoeglike naamwoord en blaar is 'n selfstandige naamwoord. As hy predikatief is, staan hy na die selfstandige naamwoord wat dit beskryf. Byvoorbeeld, die bok is vinnig. Selfstandige naamwoord is bok en vinnig is my byvoeglike naamwoord. Voorbeelde: ek kan ook trappe van vergelyking vat. Die seun is groot, die broer is groter, hulle pa is die grootste. Ek kan ook intensiewe forme vat. Die voeltjie is baie klein, die voeltjie is piepklein. Dan kan ek verbuiging of verboë vorm kry. Die boom is hoog, dit is 'n hoë boom. Goed, hier is net 'n paar verbuigings as figuurlike taal. Die arme seun het baie seer gekry by die sport. En dan is hier 'n paar voorbeelde. Goed word goeie nuus, dood is dooie muis, ou is ou man, koud is koue dag, wyd wye straat en nog meer. Trappe van vergelyking, dis wanneer ons twee of meer dinge met mekaar vergelyk. Wanneer twee dinge met mekaar vergelyk word, gebruik ons die vergrotende trap, mooier as. Wanneer ons twee of meer dinge met mekaar vergelyk, gebruik ons die oortreffende trap, die mooiste. Voorbeelde: vet, vetter, vetste, los, losser, loste en nog meer. Dan nommer 3, my intensiewe vorm van die volgende woorde. Groen is grasgroen, geel, goudgeel, wit is spierwit, blou, potblou, swart, pikswart, arm, brandarm, oud, stokoud, jonk, bloedjonk, ryk, skatryk, koud, yskoud, warm, vuurwarm, dik, trommeldik, dun, papierdun. Rond, koelrond, regop, kierts regop, duur, peperduur, goedkoop, spotgoedkoop, nat, sopnat of papnat, maar, brandmaar, vet, spekvet, blind, stokblind, vinnig, blitsvinnig, droog, kurkdroog, soet, stroopsoet, bitter, galbitter, doof,
stoof. Glad is seepglad, skoon is silverskoon en klein piepklein. Lelik skreeu lelik, swaar loodswaar, moeg doodmoeg, donker pikdonker, bang doodbang, leeg dolleeg, stil doodstil. Okay, oefening, onderstreep die byvoeglike naamwoorde in die volgende sinne. Die grootste ou het die kosblik opgetel en sy heerlike toebroodjies begin eet. Dit was vir Sarel net een te veel en hy het die nare bullebak geskop. Net daar het die woeste bakleierery begin. Antwoorde daarop. Grootste is my byvoeglike naamwoord, want hy verduidelik vir my meer van ou, wat die selfstandige naamwoord is. Heerlike is my byvoeglike naamwoord, want hy vertel vir my meer van die toebroodjies, wat die selfstandige naamwoord is. Dit was vir Sarel net een te veel en hy het die nare bullebak geskop. Nare is my byvoeglike naamwoord, bullebak my selfstandige naamwoord. Net daar het die woeste bakleierery begin. Woeste is my byvoeglike naamwoord. My selfstandige naamwoord is bakleierery. Oefening van trap en vergelyking weer. Gee die trappe van vergelyking van die volgende woorde: baie, graag, jonk, dors, droog, gaaf, min, goed, kwaad, kwaai. Antwoorde: baie meer, meeste, graag, liewer, graagste, jonk, jonger, jongste, dors, dorser, dorste, droog, droër, droogste, gaaf, gawer, gaafste, min, minder, minste, goed, beter, beste, kwaad, kwaader, kwaadste en kwaai, kwaaier, kwaaiste. Dan kry ek homofone. Homofone is woorde wat dieselfde klink, maar hulle word verskillend gespel en het verskillende betekenisse. Voorbeeld 1, ly met 'n lang y of ly met 'n ei. Die arme man ly aan 'n ernstige siekte. Die man lei die perd na die water toe, sodat hy kan gaan drink. Voorbeeld 2, graad en graad. Ek wil graag slaag, sodat ek na die volgende graad toe kan gaan. Die vis het 'n graad. Dan is dit net 'n lys van nog. Haal en haal, leen en leen, styl en styl, ys en ys, noot en noot, syne, syne, vaal, vaal, skit, skit, wet, wet, eet, eet. Homonieme is woorde wat dieselfde gespel word en dieselfde klink, maar nie dieselfde beteken nie. Byvoorbeeld trek, sy trek haar aan haar arms op. Ons trek na 'n ander huis toe. Die woord met dieselfde vorm behou. Voorbeeld 1, ek is baie bly om die nuus te hoor. Ons bly in 'n groot huis. Nie ons het 'n groot huis gebly. Kyk, voorbeeld 2, dit is 'n baie ligte kleur. Homoniem, die ligte in ons straat brand in die dag ook. Wat is 'n vergelyking? Dit is om iets met iets anders te vergelyk deur gebruik te maak van die woord soos of nes. Ons noem dit figuurlike taal. Die woord wat 'n vergelyking aandui is soos. Voorbeeld, Sunny gaan net soos 'n aap te kere. Die volla klink nes 'n brolpadda. Okay, leer die volgende: so arm soos 'n kerkmuis, so lig soos 'n veer, so oud soos die berge, so glad soos seep, so dood soos 'n mossie, so plat soos 'n pannekoek, so nuuskierig soos 'n aap, so regop soos 'n kers, so rooi soos bloed, so groot soos 'n reus. Okay, en dan gaan ek vir jou 'n gediggie gee. En ek saam vir jou 'n gedig gee waar jy die volgende gaan toepas. 'n titel, die titel is die naam van die gedig. Digter is die persoon wat die gedig geskryf het. Versreëls, dit is reeltjies in 'n gedig. Strofe, 'n deel van 'n gedig, oop reël voorop opgegaan en gevolg word, soos 'n paragraaf. Rym, dit is die herhaling van klanke wat met mekaar ooreenstem. Gewoonlik die laaste lettergreep van die laaste woord van die versreël
van 'n gedig, byvoorbeeld bok, hok. Kruisrym is AB, AB, byvoorbeeld bok, haas, hok, baas. Paarrym is AA, BB, byvoorbeeld hok, bok, haas, baas. Omarmde rym ABBA, hok, haas, baas, bok. Goed, dit was aan ons einde van ons leerpapiere. Jy moet baie lekker leer, jaar 3's, en baie sterkte met die eksamen en geniet jou vakansie.